Hallo, goeiemôre julle. Ek hoop julle het 'n goeie dag gehad gister en vandag. Gister het ek goed begin, maar teen 12 uur was my energie totaal en al weg. So ek het voorbereiding gedoen van wat ek kon en die res kon ek net niks uitrig nie. Jammer daaroor. Maar dit is hoe dit gaan. Op en af. Vandag voel ek beter. Ek het meer energie, so ons gaan vandag weer 'n bietjie verder gesels oor die hele geestelike groei en die vrug van die gees en 'n klompie goedjies wat ek by julle wil tuisbring. Dis eienaardig dat baie mense praat oor die vrug van die gees, maar hulle praat nie baie oor die vrug van die vlees nie, nê. In Galasiërs 5 noem hy die resultate van die vlees. Nou dit is eintlik wat dit is dis die praktyke van die vlees. Dis die vrug van die resultate van die werking van jou vlees. Wanneer die gees van God nie teenwoordig is nie. En hy noem dit 'n klomp goeders. Hy sê dis naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevyf en al hierdie soorte dinge. Hy sê hy waarsku ons dat as ons hierdie goeders bedryf, as dit ons lewe kenmerk, dan beerwe ons nie die koninkryk van die Here nie. God se koninkryk is nie deel van ons nie. God se heerskappy, sy oorwinning in ons lewens, is nie deel van ons lewens nie. En dis eintlik 'n natuurlike ding. As jy ingaan in al hierdie vleeslike goed, dan onttrek die gees se werking, want jy het die keuse gemaak. Die probleem is dat ons nie altyd daarvan ontslaa raak, net bloot deur te fokus op die vrug van die gees nie. In baie gevalle, as jy fokus op die vrug van die gees, dan verdwyn hierdie goeders, maar baie van die goeders nie, moet ons doelbewus afbreek in ons lewens. Daar's doelbewus, woede is byvoorbeeld een. Woede is iets wat, hy kom, nê, en ons moet iets doen om dit teen te staan. As dronkenskap so ver gegaan het, dat jy 'n afhanklikheid gekweek het, dan moet jy iets daaraan doen. Dit gaan nie help as jy net probeer ophou drink nie. So dit is die vrug van jou lyf, jou vleeslike lewe, wat urges het, wat drange het. En dit kom buite aan jou, dit kom eet aan jou, want hy wil vervul word. En vervulling werk altyd so, dat in jou wese, die ruimte wat in jou wese, liggaam, siel en gees, wat in jou wese is, wat gevul behoort te word, kan net gevul word deur die Here. Nou, dis interessant net dat die eerste 3 vrug van die gees, die eerste 3 vrugte of resultate van die geeswerking in ons lewens, is al 3 dinge wat jy self nie kan produseer nie. Op die oor klink dit liefde, vreugde, vrede. Op die oor klink dit, maar dis maklik, ons ken dit maar, ons weet wat liefde is, ons weet wat vrede is, ons weet wat vreugde is. Maar al 3 hierdie word in die Griekse teks gebruik, is daar Griekse terme wat gebruik word, wat onderskei tussen iets wat God kan produseer en iets wat mense kan produseer. Daar's menslike vrede, maar die Here sê, as Jesus sê, ek laat my vrede vir julle agter, dan bedoel hy, eirene is 'n Griekse woord, wat goddelike vrede beteken. Iets wat net God kan bewerkstellig, wat net hy kan produseer. En dit is sy werking in ons lewens. Dit kom op die ou en het ons die keuse om dit te gebruik. Kom ons vat die voorbeeld van liefde. Agape liefde is goddelike liefde. Phileo is vriendskapsliefde of eintlik wêreldse liefde. Dit sit in jou emosie. As iemand kom krap aan jou emosie, dan begin jy wonder of die persoon lief is vir jou en of hoe jy daaroor moet reageer. En jy gaan baie keer, as iemand lelik is met jou, met in terme van phileo, wêreldse vriendskap of wêreldse liefde, dan gaan jy retaliate. Jou liefde gaan lyk soos die liefde wat jy ontvang het van daai kant af. Gekrap aan jou. En jy wil liefde hê,
maar nou gee jy dit op 'n verkeerde manier, slegte manier. Goddelike liefde werk nooit so nie. Wanneer ons 'n liefde ontvang en dit doen iets hier binne wat eintlik onaangenaam is die keuse dat ons moet spring na goddelike liefde om goddelike liefde te laat teruggaan, dat uitvloei na buitentoe. Fisiese wêreldse liefde is 'n ontvangliefde. Soos ek nou die dag gesê het, dis ontvang, in dieselfde mate gaan jy probeer gee, en jy gee ook net in terme van dit wat jy vervulling kry, wat vir jou lekker is. En goddelike liefde is nie so nie. Jy gee, selfs al is dit nie vir jou lekker nie. Volg Jesus se voorbeeld, kyk wat het hy gedoen. Sy liefde aan die kruis was nie lekker nie. Sy liefde aan die kruis, daar waar hy gekastei is, was nie lekker nie, maar dit is 'n teken van sy liefde wat hy gesê het, ek gee. Ek ontvang niks hier nou terug nie, maar ek gee dit vir julle. So, goddelike liefde, dis 'n keuse, en dit is God wat dit produseer in my lewe, en op die tafel kom sit en sê, gebruik dit nou, jy die keuse. Met vrede, dieselfde ding. Jy sien, goddelike vrede, die Griekse woord is chara. Nou, chara, chairo, dit het alles te doen met goed is wat goed is. Cheerful, gladness, joy, opgewektheid, om guns te gee. Dit is wat hierdie vreugde beteken. Dis 'n opgewekte vreugde, wat uitspoel, wat jou eintlik in jou liggaam wil laat dans, nê? Maar, waar kom dit vandaan? Hierdie liefde, hierdie vreugde, het 'n oorsprong. En die oorsprong van hierdie vreugde, is daar waar daar genade kom. Chairo is baie sterk gebind aan die woord vir genade ook. So, chara, vir vreugde, is 'n oorsprong, en hier kom my hond vir my hallo sê, nou my liefie, die oorsprong daarvan is goddelike genade wat jy ontvang het, wat so groot is, dat dit opborrel in jou binneste en jou lyf in beweging bring, en jou smile laat ontplof. Dis wat chara is, dis wat hierdie goddelike vreugde is. Dit begin by sy vergifnis, dit begin by sy vreugde wat hy inbring met die redding. Nou, hoe groei ons daarin? Ons groei daarin, deurdat ons doelbewus gaan sit en dink, waarvan het die Here my losgemaak? Wat is die dieptes wat hy my kom uithaal het? Want hy het my uit 'n diep put kom uithaal, daar waar daar slijm en modder is. Hy het my daar kom uittrek. Dis so diep, waar sy genade geanker is, en is daar daai diepte, waar my vreugde geanker is. Nou, soos wat jy groei, as jy 'n kind in die geloof is, dan is dit net, ek is so bly, want oor die vrede wat ek kry, die vreugde wat ek kry, ek dans en niks, ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Toe ek my hart vir die Here gegee het, toe ek in graad 7, standaard 5, graad 7 was, in die begin van daardie jaar, daar het 'n vreugde in my opgeborrel, wat ek nie kon verklaar nie. Maar wat dit was, weet ek nie. Waar dit vandaan kom, weet ek nie. Ek weet net, ek was vry en ek was vredevol en vreugdevol. My hele kamer waar my lesenaar was, het ek sulke geel stickers geplak en gesê, smile, Jesus loves you. Die freak het tot bekering gekom. Ek meen, dit is nou great gewees. Waar daai vreugde vandaan kom, het ek nie 'n saak mee gehad nie. Ek het net geweet, ek het iets wat ek nog nooit gehad het nie. En dis lekker. Toe ek Jesus begin volg het, 'n volgeling, 'n disipel van hom geraak het, het ek begin agterkom waar dit vandaan kom, uit die dieptes uit. En ek het gaan soek na die dieptes van waar die Here my van verlos het, en nog steeds verlos. Die dieptes van waar hy my skoongemaak het. Hy het my skoongemaak, ek is vry daarvan. En elke keer as ek dink aan daai dieptes, die sleg wat ek beleef het, die sonde wat ek gedoen het, en hy het my vrygemaak daarvoor, en dink ek net, ek is vry, dit is so lekker. Vanuit die diepte kom hierdie vreugde. Dis waar dit vandaan kom. Dan begin jy dit bestudeer, jy kyk daarna, jy sien die bron. Dan as jy later by jongvolwasse kom, dan begin jy begin partykeer so fokus op die diepte,
dat jou vreugde is so diep gewortel, dit trek jou lippe af, jy sien dit nie meer in jou lyf nie. Jy weet jy het vreugde, want dit kom ons hier diep uit. So jy hoef dit nie te wys nie, dis nou hier diep. En baie mense wat in 'n jongvolwasse geloofs, wat vreugde betref, wys dit nie meer nie. Dis nie eintlik deel van hulle uiterlike bestaan nie. Dis hier diep innerlik. Maar wanneer jy verder groei, na volwassenheid toe, dan raak hierdie goed weer gebalanseer, en gaan haal jy weer die diepte uit, en dis asof jy met 'n nuwe varsheid vreugde begin ontdek en uitleef. En dan kom dit van nature, want dan het jy deur die hele proses van ontdekking gegaan, van waar die dieptes is, en waar die hoogtes is, waar dit uitspoel in jou lewe. En dan leef jy daarmee gebalanseerd. Nou goed, kyk 'n bietjie wat vreugde betref. Waar is jy? Het jy vreugde, soos 'n vars vreugde, kinderlike vreugde, het jy al begin soek waar dit vandaan kom, begin ontdek die dieptes, waaruit jy gered is, die hoogtes waarheen die Here jou geneem het, het jy verder gegroei daarmee, en stoei jy daarmee, stoei partykeer met sonde wat vreugde steel. By jongvolwassenes, Johannes sê vir ons, julle jong manne het die bose oorwin. So daar's 'n gestoei aan die gang. Jy stoei met sonde, en jy stoei met omstandighede wat jou vreugde kom steel. Satan steel ons vreugde. Dis die een ding wat hy doen. Dis nie net wêreldse vreugde wat hy steel nie, hy steel hierdie goddelike vreugde uit ons binneste uit. En jy het hierdie stryd as 'n jong volwasse om die sonde teens te staan en jou vreugde terug te wen. Dis 'n verskriklike stryd, en jy kan julle dink, dit gaan lank aan. En waar jy in daai fase begin die oorwinning behaal, waar jy kan sê, ek oorwin die bose, ek begin oorwinning kry om vreugde heeltyd uit te leef. En as jy deurgaan na volwassenheid toe, dan sit jy dit met, jy begin dit bemeester. Okay, dieselfde patroon as wat ons eergister gesien het met liefde, sien ons hierdie met goddelike vreugde ook. En ons sien dit met goddelike vrede ook. Satan probeer jou vrede steel. Op dieselfde manier het jy 'n vrede gekry tussen jou en God wat jy nie verstaan nie, toe jy tot bekering gekom het. Eirene is vrede, is 'n vreeslike mooi woord. Dis ook 'n vrede wat net God deur sy gees in jou binneste kan bewerkstellig. Jesus sê, ek laat julle my vrede agter, goddelike vrede, dit wat ek in jou deur die gees kan skep, nie wêreldse vrede nie, dis 'n ander woord, dis 'n ander term, dis 'n ander bedoeling. En omdat die bose weet, dit is geestelike werk, gaan hy dit probeer steel. Hy probeer nie wêreldvrede steel nie. Dit nee wat, die mense loop met te veel oorlog in hulle self rond, dat die duiwel gaan rondloop en die wêreldse vrede probeer gaan steel, die wêreld op 'n wêreldse manier. Daar's oorlog, sien dit, daar's bekleierery. Party van daai bekleierery dink ek nie eers hy het iets daarmee te doen nie. Maar okay, dis daardie vreugde. Die video het afgegaan, so ek het nou net gou die laaste stukkie weer oorgedoen. Op een of ander manier het hy toe nou afgegaan. Die vrede binne jou, dis wat hy agterna sit. Dis nie die vrede van die wêreld nie. Die wêreld is in elk geval sy heerskappyplek. Daar's oorlog. Maar die vrede binne die kinders van die Here, binne die heerskappyplek van God se koninkryk, dis wat hy kom soek. So kom hy, as die slang ingekom het in die tuin, want hy wil dit daar kom steel. Dis nie. Hy wil jou vreugde kom steel, jou liefde, goddelike liefde kom steel. Staan daar teen en bid daagliks dat die Here die gawe wat hy vir jou gegee het, die vrug van sy werkende gees in jou, wat hy gesê het, dit is daar binne in jou, dis klaar. As my gees in jou woon, dan is dit daar. Ek het dit ingebring. Jy kan dit nie produseer nie. Dit is nou geproduseer in jou binneste, maar dis jou keuse. Neem dit, gebruik dit, vat dit en leef met ten spyte van al die onrus en wat aangaan hierso. Ten spyte van alles wat ons smiles wegvat. Lewe met goddelike vreugde
oorlopende liggaamlike blydskap, vrede en goddelike liefde. Ek bid dat dit in julle lewens gaan waar word, dat julle gaan beleef hoe julle groei daarmee, en dat julle by die punt kom wat julle kan sê, ek is besig om dit te bemeester. Dit is fantasties. Ek kry die oorwinning, en ek begin dit bemeester. Geniet die dag, en ons praat weer.